Ons gaan vanoggend 2 gedeeltes saam lees, en is 2 langerige gedeeltes, so ek gaan van die verse dalk uitsny, maar ek sal vir u leiding gee soos wat ons dit dan ook lees. Die eerste handel oor die gebeure na Jesus se opstanding. Dit is Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met vers 31, die opskrifte daar. Jesus verskyn aan Maria Magdalena en Jesus verskyn aan die 11 in die ongelowigheid van Thomas. Maar dan gaan ons ook saam lees Lukas 24 vanaf vers 13. En dit is die gedeelte wat handel oor die Emmausgangers. Voordat ons hierdie 2 dele saam lees, gaan ek vra dat ons eers almal saam sal stil word. Broers, ons kan staan en dan nader ons by hierdie geleentheid ook ons Here in afhanklike gebed. Almagtige God en hemelse Vader, deur die genade het U ons geroep om U kinders te wees. U het ons opdrag gegee om hierdie gebeure te vier. En almal wat vanoggend na U woord luister, het gehoor en geantwoord, maar ook op grond van genade alleen. Here, dit is nie 'n straf of moeite nie. Dit is 'n seën wat ons vanuit U hand ontvang. Baie kere dink ons tog dat dit ons vrye keuse is om te doen wat ons wil. Baie maal volg ons ons eie denke. Vergewe ons, waar ons nie aan U opdragte gehoor gee nie. Waar ons nie na U roepstem luister nie, en waar ons dink dat ons nie 'n verpligting het om die eredienste te eerbiedig nie. Dit is uiters belangrik dat ons na U woord sal luister. In ons samekoms hier aanbid ons U, verheerlik ons U, loof en prys ons U. Ons luister na U woord, weer in ons antwoord in eerbied. Ons bely ons tekortkoming en ons afhanklikheid. En ons roep U aan as gemeente en vra vir U sorg en beskerming. Dis waarom ons ook nou die vrymoedigheid het om te bid vir Tannie Didi. Troos haar soos wat net U kan. Ook vir Tannie Duif, vir Tannie Esther en ons Kalk. Ons weet U is die groot vertrooster, die ware geneesheer. En daarom vra ons dat U ook U hand van bewaring oor hulle en hulle gesinne sal hou. Here, seën ons asseblief met vanoggend se diens, die gebruik van die sakrament. Seën ook hulle wat verjaar, ons dink aan Jacques en Willie, Rinus de Kok, Jaco Fourie, Elrike van der Merwe, Susan Burgos en Adrian Grobelaar. Here, ons bely alles en almal is afhanklik van U. Almal en alles is U lof en aanbidding verskuldig. En vanoggend getuig ons van U grootheid, van U liefde, van ons opgestaande Here. Aan U die eer. Amen. Ek begin vir ons voorlees Johannes 20 vanaf vers 11. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: "Meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai haar om en sê vir hom: "Rabboni." Dit
beteken meester. Ons gaan 'n bietjie verder aan. Ons vind die gedeelte waar Jesus aan die 11 verskyn, maar dan gaan ons tot by vers 24. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Blaai ons bietjie terug, Lukas 24 vanaf vers 13. Ons gaan daar lees tot en met vers 32. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Ons lees net tot sover.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Het u geweet, dit is die groet waarmee die disippels hierdie twee manne wat na Emmaus op pad was gegroet het, toe hulle daardie aand by die disippels aangekom het om vir hulle ook hierdie nuus van die opstanding oor te dra. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Dis ook die groet waarmee die lidmate van die jong kerk in die 1ste eeu na Christus mekaar gegroet het. 'n jong kerk wat gelewe het uit die opstanding van hulle Here. 'n jong kerk wat geweet het, hulle Here lewe. Maar nou eers 'n stukkie geskiedenis. Ongeveer 80 tot 70 jaar voor Christus het die Romeinse ryk amper die grootste nederlaag gelei in hulle ganse geskiedenis. Hulle was amper oorweldig deur 'n vyand wat 'n einde wou maak aan die Romeinse ryk en al die gebruike daarvan. Maar ek weet nie of u my sal glo as ek vir u sê wie hierdie vyand was nie. Die weermag wat amper die magtige Rome op sy knieë gebring het, was 'n weermag wat bestaan het uit slawe. Onder leiding van Spartacus, 'n voormalige gladiator, het die slawe in opstand gekom en het hulle vermeerder totdat hulle getal meer as 70.000 was. En het hulle een na die ander veldslag gewen teen die troepe wat op daardie stadium Rome moes beskerm. Rome was in die moeilikheid. Die grootste deel van hulle weermag was aan die een kant besig om opstande in Spanje te blus en aan die ander kant die derde Mithridatiese oorlog teen die ryk van Pontus te veg. So hulle het nie 'n antwoord gehad op die slawe wat Rome self bedreig het nie. Op die ou einde was die groot mag slawe oorwin toe Pompeius van Spanje af teruggekeer het en sy troepe die opmars van die slawe kon stuit in 71 voor Christus. Nou Spartacus se weermag van slawe was geheel en al verwoes gewees en meer as 6.000 van die slawe was weer gevange geneem. En dit is oor wat met hierdie slawe gebeur het, wat ek eintlik vir 'n oomblik met u wil praat. Rome wou 'n duidelike standpunt maak om te verhoed dat so 'n opstand ooit weer gebeur. En om dit te doen, het hulle al 6.000 van die gevangenes gekruisig langs die pad tussen Rome en Capua. Al 6.000. Vir kilometers en kilometers het hierdie kruise gestaan langs die Via Appia. Nou die Via Appia was die groot pad na Rome. En almal wat op daardie stadium daar langs gereis het hierdie kruise gesien staan. So die boodskap wat Rome wou kommunikeer, was geen geheim gewees nie. Hulle wou hê dat al die mense hierdie boodskap moes hoor, moes sien. Enige iemand wat die Romeinse ryk bedreig het, sal tot so 'n gruwelike en 'n vernederende einde kom. Dit was die boodskap van daardie kruise langs die Via Appia. Nou net soos met hierdie slawe was groot misdadigers en ander kruisgevangenes ook deur die jare gekruisig gewees. En die boodskap van die kruisdood was deur almal verstaan. Pyn, lyding, vernedering, veragting en dood.
Dit was die boodskap, broers en susters, wat hulle probeer kommunikeer het, ook met die kruis van Christus. Dood en vernedering. 'n finale einde aan die bedreiging, die opstandigheid wat hy gebring het, soos wat hulle redeneer het. Hulle wou self sy gedagtenis een van bespotting en veragting maak, soos wat ons die afgelope paar weke ook reeds gehoor het. Dit was die boodskap wat hulle wou kommunikeer. Maar hulle het dit nie reg gekry nie. Want die kruis van ons Here bring 'n heel ander boodskap. Op die middag van die kruisiging, nadat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, kom Josef van Arimatea en Nikodemus by Pilatus en hulle vra toestemming om hulle Here se liggaam te begrawe. Die hoofman het dit toe aan Pilatus bevestig, Jesus is dood. Maar die volgende oggend vroeg, die Sabbat, kom 'n afvaardiging van owerpriesters, fariseërs. En hulle het daarop aangedring om Pilatus te spreek. 'n Wag moes by die graf geplaas word, ten minste tot die 3de dag toe. Jesus het immers gesê dat hy oor 3 dae weer sou opstaan. Miskien dra die disippels sy liggaam weg. Miskien gebruik hulle dit om die volk verder te verlei, deur te sê, kyk, die graf is leeg. So die graf word in die teenwoordigheid van die wagte verseël. Niemand sou die graf kon binnegaan om die liggaam te verwyder nie. Indien die graf leeg gevind word, sou dit nie die toedoen van mense hande gewees het nie. Later gaan 'n groepie vroue na die graf om die liggaam te versorg. En dan lees ons in die evangelie beskrywings hulle ontsteltenis. Die steen is weggerol en die graf is leeg. Op daardie stadium het Christus se volgelinge hulle self toegesluit want hulle was bang. Die kruisdood het die disippels verpletter. Al hulle drome, al hulle ideale, hulle planne het in duie gestort. En hulle het op daardie stadium nie geweet hoe om al die stukke weer op te tel en weer te begin nie. En toe kom die vrou en hulle vertel dit aan die disippels. Dit wat onmoontlik is, volgens hulle. Maria Magdalena huilend omdat iemand haar Here se liggaam weggedra het. En Petrus gaan kyk. Hy sien die doeke netjies opgerol en hy gaan uit die veld geslaan terug huis toe. Hy verstaan nie wat hier aan die gang is nie. Wat die vroue hom vertel het is die waarheid, die graf is leeg. Die manne op pad na Emmaus, ook hartseer, vol trane. Hulle hoop op 'n verlosser is weg. Dis 3 dae later en nog steeds het hulle niks gehoor nie. Thomas, ek sal nie glo voordat ek dit nie gesien het nie. So sonder hoop, sonder toekoms. Hulle besluit maar hulle sal voortgaan met die werk wat hulle gedoen het, voordat Christus gekom het. Hierdie volgelinge van Jesus was moedeloos, teleurgesteld, hartseer, vol vrae. Hulle het sy dood aanskou. Hulle weet hy is begrawe. Maar tog dalk ook 'n bietjie versigtig optimisties. Dalk het hy opgestaan.
Is dit waar? Wat moet ons doen? Letterlik op moedverloorse vlakte en amper te bang om opgewonde te raak. Nou broers en susters, vandag, soveel jare later, 2025, is baie maklik vir ons om terug te kyk. Is baie maklik vir ons om nou vinger te wys. Maar sou ons geglo het? Sou ons geglo het as ons daar was en die vrou het vir ons vertel, ons Here se graf is leeg. Van hier sien ons telke male neem die opgestaande Here die inisiatief om aan sy volgelinge te verskyn. Die vroue raak oorstelp van blydskap, aanbid hom en hardloop om aan die disippels te gaan vertel. Maria Magdalena wat uitroep, Rabboni, meester van my. En wil haar arms om hom gooi asof sy hom nooit weer wil laat gaan nie. Totdat Jesus haar stop. Thomas, toe hy besef hy word gekonfronteer met die opgestaande Here, met diepe eerbied en oorstelp van verwondering, my Here en my God. Johannes aan Petrus, dit is die Here. En dan spring Petrus in die water om eerste by hom te kom. Ons lees ook van die manne op pad na Emmaus, wat vra, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons gepraat het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan terug na Jerusalem, na die 11, om aan hulle ook hierdie wonder te vertel. Ons sien hier, wanneer die opgestane Jesus met sy volgelinge bemoeienis maak, dan verander die hele prentjie. Hartseer, smart, word vreugde en blydskap. Twyfel verander in geloof. Ongeloof verander in aanbidding. Die moedelose word weer vol moed en wanhoop verander in hoop, want ons Here is nie dood nie. Hy het opgestaan, soos wat hy gesê het hy gaan. Die weggerolde klip, die gebreekte seël op die graf, dit was dalk getuienis dat geen mens daar kon ingaan nie. Maar 'n konfrontasie met die opgestaande Here, dit dwing 'n sondaar op sy knieë. En ons weer 2025. Wat sou ons reaksie wees as ons met die opgestaande Jesus gekonfronteer word? Wat is ons reaksie vandag wanneer ons Here ons konfronteer? Nou dit is so, broers en susters, ons het wel hom nie na sy liggaam hier by ons, soos die disippels gehad het nie. Maar hy is oral teenwoordig, in woord, dit het ons, en in gees, in ons harte. En die woord van God laat geen twyfel hieroor nie. Die opstanding is 'n feit en daarvan getuig die Gees ook in ons binneste. Dit het werklik gebeur. Al 4 die evangeliebeskrywings berig hieroor, saam met soveel ander dele in die woord. Johannes 21 vers 24, sy getuienis is waar, 1 Korintiërs 15 vanaf vers 5, daar noem Paulus 'n reeks name van persone wat in 'n hof daaroor sou kon getuig.
Ook ander uitsprake, Romeine 1 vers 4, wat met krag verklaar is, as die Seun van God deur die opstanding uit die dode. So kan ons aangaan. 1 Petrus 1 vers 3, Openbaring 1 vers 5 ensovoorts. Dwars deur die bladsye van die woord, weer klink hierdie waarheid. Die Here het opgestaan. Nou ons weet vir eeue lank al is daar mense wat wil bewys dat ons Here dood is. Wat wil bewys dat die opstanding tog nie moontlik was nie. Nie te lank terug nie, het ons weer so 'n aanslag ervaar vanuit ons eie geleedere. Ons kon in ons eie tydskrifte daarvan lees oor hoe hulle besig is om beendere op te grawe wat blykbaar Christus in is. Die mens van die 21ste eeu wil nie glo nie. Die mens van die 21ste eeu wil nie erken dat die Here lewe nie. Want die mens van die 21ste eeu is bang om ons Here te konfronteer. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 17. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Broers en susters, ons het 'n lewende verlosser. Nie 'n ontslape held nie. Hy het gesterwe, ja, maar dit was nie die einde van hom nie. Ons godsdiens is nie 'n vrome in memoriam nie, maar 'n toekomsperspektief. 'n Hoop op die onsigbare, om die lewende God met alles wat ons is dankbaar te aanbid. En hom, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, dankbaar te volg deur die dood heen tot die ewige lewe in. Hy in sy opstanding maak vir ons hierdie nuwe lewe oop. Ons sien in die skrif hy die verbrokkelde wêreltjies van sy disippels weer gaan optel, weer bymekaar gebring. En hy, liewe broer en suster, moes ons net so ook weer kom opsoek en opspoor. Want hy en niemand anders nie kon die disippels se oë weer oopmaak vir die waarheid. Kon ons oë oopmaak vir die waarheid. Die waarheid dat hy lewe. Die waarheid dat omdat hy lewe, ons sal lewe. Die boodskap van Christus se kruis was nie die boodskap wat die Romeine so graag in die wêreld wou uitdra nie. Dit het beslis nie 'n einde beteken soos die duisende kruise langs die Via Appia nie. Christus se kruis beteken 'n begin. Die boodskap van die kruise langs die Via Appia was 'n boodskap van dood. Die boodskap van die kruis bo aan die Via Dolorosa
is 'n boodskap van lewe. 'n Begin van 'n lewe vir die kinders van God. 'n Begin van 'n bestaan in die volle, in die algehele teenwoordigheid van ons Here. Die begin sy nuwe koninkryk wat hy hier kom vestig. Ja, die kruis was 'n absolute vernedering, soos ons al vir mekaar gesê die afgelope weke. Ja, die kruis het sy dood beteken. Maar die boodskap van sy kruis, dis 'n boodskap van verhoging en verheerliking. Die boodskap van sy kruis was die kruis is leeg. Maar ook die graf is leeg. Ons Here het opgestaan. Ons Here lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here. U weet hoeveel maal dit vir ons voel asof ons lewens in stukkies uitmekaar uitbreek. Soveel maal voel dit asof die mat onder ons voete uitgeruk word. Asof ons nie weet hoe om weer op te staan nie. Die boodskap van die wêreld is juis dit, dat daar is nie hoop nie. Die wêreld wil vir ons sê, daar is nie rede om weer die stukkies op te tel nie. Maar ons hoop is nie net vir hierdie wêreld nie. Want die boodskap van die kruis is tog duidelik en reguit. Ons Here het opgestaan. U, ons Here, lewe. Here, ons weet as ons dit glo en as ons daaraan vashou, dan hoef ons nooit moedeloos te raak nie. Ons Here het opgestaan. Ons Here lewe. En daarom kan ons nie anders as om U te loof en te prys nie. Daarom kan ons nie anders as om U te dank en te aanbid nie. U is God en Verlosser, U is Here en Koning. U is die lewende Messias wat die dood oorwin het. Aan U al die eer. Amen. Voordat ek vir u voorhou die formulier vir die kan jy my nou hoor? Ekskuus, het hom 'n bietjie hard gestamp. Voordat ek vir u voorhou die formulier vir die instelling van die huidige nagmaal, net 'n paar vinnige ordereëlings. Die persone wat aansoek gedoen het by die ouderlinge raad om saam met ons vandag die nagmaal te gebruik, toestemming word vir u toegestaan, maar ek wil tog elkeen wat hier vanoggend is daarop wys. Die sakramente is heilig.